Ek het onlangs die dokumentêr Nothing Lasts Forever oor die internasionale diamantbedryf gekyk. En daarin vertel Martin Rappaport, stigter van die invloedryker Rappaport Diamantpryslys, van iets wat gebeur het toe hy nog 'n jong knapie en 'n verkoper was. Nou, as ek die vertelling reg kan onthou, was hy 'n stofsuierverkoper of so iets, en hy het vertel van 'n familielid wat vir hom $500 gegee het om in sy sak te dra. Nie om uit te gee nie, nie om iets daarmee te koop nie, net om in sy sak te sit. En die gedagte daarachter was eintlik eenvoudig. Want iemand wat weet dat hy $500 in sy sak het, dra homself anders. Hy loop anders, hy praat anders, hy tree met groter selfvertroue op. Die geld in sy sak het nie sy omstandighede verander nie, dit het nie die produk of die kliënte verander nie, maar dit het die bewustheid van wat hy by hom gehad het, en iets in hom verander. En dit het my laat wonder, wat gee vir jou selfvertroue? Dalk jou kwalifikasies, jou ervaring, jou posisie, jou bankbalans of jou vermoë om dinge onder beheer te hou. Daar's niks verkeerd met gesonde selfvertroue nie. Maar selfvertroue het 'n grens. Wat gebeur wanneer jy nie meer die antwoord het nie? Wanneer jou ervaring nie meer genoeg is nie. Wanneer jou planne uitmekaar uitval en jy nie meer in beheer is nie. Dan het ons iets groter as selfvertroue nodig. Ons het geesvertroue nodig. Paulus skryf mos in Galasiërs 5 vers 25, ons lewe deur die gees, laat die gees nou ook ons gedrag bepaal. Nou geesvertroue beteken nie, ek kan enige iets doen, want ek is sterk genoeg nie, nee. Dit beteken eintlik net, ek hoef niks alleen te doen nie. Want die gees van God woon in my. Ek stap nie alleen by 'n moeilike vergadering in nie. Ek voer nie alleen pynlike gesprekke nie. Ek staan nie alleen voor hierdie groot besluit in my lewe nie. En selfs wanneer ek onseker, bang of swak voel, is ek nie eensaam of alleen nie. Die Heilige Gees is natuurlik nie iets wat ek soos $500 in my sak ronddra nie. Hy is nie 'n gelukbringer wat ons gebruik wanneer ons ekstra moed nodig het vir iets nie, maar hy is God wat binne in ons woon. En ons behoort dit sigbaar in ons lewens te leef. Dit maak dat ons anders praat wanneer ons kwaad is. Ons reageer anders wanneer iemand ons teleurstel. Ons behandel ander mense anders, al voldoen hulle nie altyd aan ons verwagtinge nie. En dis waarom Paulus nie net sê dat ons deur die Gees lewe nie, hy sê dat die Gees ook ons gedrag moet bepaal. Geesvertroue maak ons nie arrogant nie. Dit maak ons eintlik liefdevoller, geduldiger, vriendeliker en meer beheerst. Selfvertroue sê, ek het wat dit verg. Geesvertroue sê, ek weet nie altyd of ek het wat dit verg nie, maar ek weet wie saam met my gaan. Wanneer jy vandag by die werk instap, 'n moeilike gesprek moet voer of iets tegemoet moet gaan, waarvoor jy nie gereed voel nie. Herinner jouself, ek stap nie alleen hierin nie. God se Gees woon in my. Laat die Gees nou ook my gedrag bepaal. Die $500 in Martin Rappaport se sak het verander hoe hy 'n vertrek binne gestap het. Die Gees van God verander nie net hoe ons 'n vertrek binne stap nie, hy verander hoe ons leef wanneer ons daar binne is. Kom ons bid saam. Genadige God, Hemelse Vader, ons dankie dat ons vanoggend tot U kan bid. Dankie dat ons mag weet dat U ons liefhet en vir ons omgee. Here, en dankie ook dat ons mag weet dat U Gees in ons woon. En wil U gee dat daardie wete ook ons gedrag sal verander, dat die Gees ons lewens en ons leefstyl sal bepaal. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. Jy weet al, indien dit vir jou moontlik is, deel hierdie evangelie met ander. Dalk het iemand net nodig om weer te besef dat hy nie alleen in hierdie wêreld is nie. En dat jy, wanneer jy die Gees en geloof aan jou kant het, dit jou gedrag beïnvloed. Tot 'n volgende keer.